Hallo mama, en wie ook al kyk. Die voorskets is dus gemaak. Ek is baie bly om te sien. Ek gaan nou, ons het die vorige keer gepraat oor komposisie en hoe jy kies wat se foto's jy moet maak. Nou wil ek graag kyk na daai skets wat gemaak is en net 'n paar kommentare daarop gee. En dan wil ek die volgende stappe wat nodig is, as jy nou jou voorskets klaar het, hoe gaan jy jou doek voorberei? Want nou moet jy daai skets op jou doek kry en jy moet hom goed genoeg op die doek hê dat jy nie verdwaal nie. En hoe gaan ons hom op daai doek sit? So, kom ons begin eers met die kommentaar op die skets. Ek gaan gou hier induik in my telefoon. Tjing. Kyk. Dit was die foto. Ek gaan net hierdie vervelende dingetjie hier weghaal. Vind ek 'n heel mooi foto. Hier is heel mooi donker en hier is mooi lig. En jy het lyne wat kruis en dwars. Ek vind dit 'n zeer interessante foto. Ops, daar gaan ek in Nederlands. In Nederland praat ek, ja, of in Nederlands en Afrikaans lyk dit my praat ek ook nie meer Afrikaans nie, so dit is 'n bietjie van 'n gemors. Goed, dit daar gelaat. Mamma het 'n baie slim ding gedoen. Dit kan ek wel aanbeveel aan wie ook al wil. As jy las het daarvan om te sien waar is dit lig, waar is dit donker. Jy kan op jou foon jou foto verander in 'n swart en wit foto. Mamma het hom uitgeprint. Maar dan sien jy direk nie meer kleur nie, jy sien alleen grys. En dit is heel dikwels moeilik vir mense om te dink van, dis pink. Hoe teken ek pink want ek het 'n grys potlood? Of hoe is die groen? Of vir jou gevoel is die pink en die groen twee verskillende skakerings, maar jy weet nie om dit te doen nie. As jy dit swart en wit maak, sien jy, dis ewe grys hier en hier. Albei het dieselfde tonaliteit. So dit word dan veel makliker om te weet hoe donker jy dit moet teken, as jy die kleur gewoon uitsny, uit daai verhaal uit. Goed, en hier is mamma se skets. Vind ek 'n heel mooi skets. Ek hou heel veel van hierdie, hoe maar daai lyne laat deurtrek het, die beweging in hierdie skets. Dit doen jou oë beweeg, sien jy? Jy wil die hele tyd rondkyk. Hier's 'n krulletjie, hier is 'n regheid. Hier is allerlei interessante kontras in vorm. Jy het ronde forme en jy het, kom ek maak net 'n potloodjie oop. Jy het ronde forme en jy het 'n reguit lyne en krulle, maar hier het jy allerlei bewegings. En die krul wil jou oog soontoe laat kyk en die krul vat jou weer terug na die blommetjie en hier het jy kleur en daar het jy kleur en daar het jy kleur. So, ek vind dit mooi, knap gedaan. En net as 'n recap, as jy nou sou gaan na jou derdes toe, dan het jy hier verskeie interessante dinge op die derdes van jou skildery. En niks, as hierdie blommetjie nou hier was dit boe, slegte nuus, maar ma het dit nie so gedoen nie. So I am quite chuffed. Heel mooi. Ek wil net graag oor die tekentechniek iets sê. Want wat ek hier sien is wat ek gewoond is om te sien by mense wat begin teken. Ons is gewoond, ons was dit geleer om in te kleur. Nou kleur ons in. Maar ons wil nie inkleur nie, ons wil teken. So jy gaan heeltemal 'n sug van verligting slaak as jy nie in een lyn nou presies gou direk daai blaar hoef goed te kry. As jy besef, jy mag hom gewoon teken. Jy mag met meerdere lyne teken. En sê hier is 'n skadu, dan gaan ek nie inkleur nie, dit wil ek nie eintlik sien nie. Ek wil hê jy moet arseer. Kom ons gaan hier na die donker toe. Hier sou jy dus arseer is gewoon dit is nou moeilik met hierdie potloodjie wat ek in my hand het, 'n telefoon. Jy gaan donker maak deur liefste arseer. Jy gaan nie inkleur nie. Okay, ek gaan nou probeer om hier op 'n papier net te laat sien. Ek gaan nou net rofweg, kom ons vat hierdie Marianne se rape wat ek afgeneem het.
daar is haar, kom ons, ek wil net graag illustreer hoe 'n mens kan arseer. Hy begin so eentjie daarvan. En miskien kan ek sommer terwyl ek dit doen, verduidelik wat ek hier doen. Ek kyk op hierdie foto en dan sien ek, hy sit so eentjie daarvan af en begin ek kom. Dan sien ek hierdie ene, raak net so aan hom, maar hierdie kant, sien jy, hy is gelyk met die blaartjie, maar hy is voor daai, so my blaartjie moet eintlik tot hier kom en hierdie ene gaan omtrent tot hier kom. So. Ek gebruik altyd die elemente in my hulle moet self jou half die rigting aandui van waar hulle is. Hy is byna los van die ding, hy is so lekker puntige ou raapie. Stingels, stingels. Stingels. Ok, en hier agter, hier is nog 'n raap. Miskien moet ons net hier stop, want eintlik is die bedoeling nou nie om julle nou hier te veel te verveel met tekenery nie. Maar goed, hier het ons die raap gaan eintlik tot hier. Hier het ek iets nie goed gedoen nie, want hier ontmoet hulle mekaar so 'n bietjie hier in die donkerte. En dan sien jy natuurlik anders staan hy in die lig. Goed, hier het ons 'n raap en nou toe skadu wees. En hoe gaan ons dit nou doen? Eerste, as jy teken, kyk jy, waar is my donkerste donker? Hier, in die hoekie, daar, is dit heel donker. Ek gaan nie inkleur nie. Ek gaan arseer. En dit kom hier om hierdie hoek. En hier begin 'n skaduwee en hy is uit 'n mooi, helder uiteinde. So ek gaan nou jy kan nou sien die skaduwee en die skaduwee het nou min of meer dieselfde donkerte, wat nie reg is nie, want hier word hy wel sekerlik donkerder. So dan maak ek hom nog donkerder daar. Hier op die wangetjie is hier 'n stukkie skadu. Hier is 'n stukkie rarige skadu. En hier, né, hierdie wangetjie van hierdie raap is in die skaduwee. Hier is hy wat donkerder. Ok, hier, ek gaan ons nou daar. Hier is 'n stuk skadu, ek het hom nooit ingeteken nie. Blaartjie. Goed, hier is weer 'n stuk skadu wat hier oorval. En hier gaan 'n mooi stukkie kontras kom, want hier sit die raap. Hier is hy weer lekker donkerder. En hier word hy ook donker. En hier onder het die raapie 'n stukkie skadu. Goed, die stuk raap hier is ook weer donker. Ek gaan nou nie klaar teken nie, ek wil net jou 'n idee gee, wat doen jy? Kyk, as jy nou deur jou wimpers kyk na my skadu's wat ek nou hier geteken het, dan kan jy sien die een is donker, maar die ene en die ene lyk dieselfde. Maar is dit waar? Is eintlik verkeerd, want hier is 'n donkerder stukkie, en hierdie voel vir my, is echt donkerder hier. So wat ek dan doen, is ek sit nog strepe by. Hoe meer strepe ek bysit, hoe donkerder word my skaduwee. As jy wil weet, as jy fantastiese voorbeelde wil sien van arsering, dan gaan jy nou en jy gaan kyk na iets van Rembrandt. Meesterlike, wonderlike goed om na te kyk. Maar dan gaan jy leer, wat bedoel ek met arseer? Nou, dit is nou vir meeste mense heel frustrerend om te arseer. Want dit voel nie soos jy geleer is nie. Op skool het ons mos geleer, ons moet baie mooi tussen die lyntjies inkleur. Ons mag nie buite die lyntjies inkleur nie, maar nou wil ek asseblief dat jy leer om buite die lyntjies in te kleur. Bla bla bla, julle sien, hier is ek besig om te arseer, en ek probeer nou sorg, dat ek hier, as ek sien die skaduwee maak hier wat dikker
skaduwee blend baie keer in. Dan kan jy gaan dit gewoon byteken. Dit voel 'n bietjie gek, maar dit is hoe jy skaduwees doen. En die grootste rede hoekom ek dit vra, is as jy skilder, gaan jy ook nie so skilder nie. Jy gaan so skilder. Bietjie hier, bietjie daar. Stukkie hier, stukkie daar. En so kry jy lewendige skildery. So jou hand leer om vry te raak en om tevrede te raak met lyne. Want dit is waaroor kuns gaan. Ons is nie 'n fotomasjien nie. Ons hoef nooit ooit. Ek teken al partykeer met sulke, as ek nie mooi oplet om vir mense les te gee nie, dan teken ek lekker, word my arserings byna doodles. Pla dit my? Helemaal nie. Want dit bly in skets. Okay, so dit is die een ding wat ek wou sê. Stel nou maar, ons het met houtskool geteken. Ek gaan gewoon hier met houtskool oorgaan. Dan het jy nou lekker met jou houtskool ook geteken, ook vry, maklik, lyne. Sien jy, ek probeer nie, ek dink daar is 'n raap en nou moet ek hom so teken nie. Ek mag 'n paar lyne maak om by daai raap te kom. As ek 100 lyne gemaak het, het jy nog steeds gesien as 'n raap. En nou met houtskool is dit heel maklik, want nou kan ek gewoon dof inkleur. Maar jy moet 'n tip hê van houtskool. Die oomblik wat jy smeer, word hy van swart na grys. Dan is daai donkerte van daai skaduwee direk weer verander. So as jy hom donkerder wil hê, moet jy weer met jou houtskool daarby gaan. Maar dit is heerlik om met houtskool te werk, want jy het daar's 'n soort snelheid op dit, omdat jy kan smeer. Groot probleem is, as jy nou begin met houtskool smeer, dink jy later, jy moet net smeer, dat jy later 'n hele grys prentjie, en dan val nooit meer lig nie, want jy het alles weggevat. Maar dis dieselfde beginsel. Ek gaan nie, omdat ek nou met houtskool werk, net vryf nie. Ek gaan probeer onthou dat jy aan die skets is. Dit is die lyne, nou kan ek sommer so lank die stippeltjies van die, dit is die, ek raak nou so opgeneem in hierdie skets, dat ek nie meer kan praat nie. Dis die beweging van 'n skets, wat baie dikwels die bevrediging van die skets gee. Ek bedoel, as ons net hierdie goed wou gesien het, ek sien my dingetjie het eintlik hier 'n duitjie, sien jy? As ons net hierdie foto wou gesien het, hoef ons mos nie dit te geteken het, of dit te geskets het, of te geskilder het nie, ons het hom ons, is mos mooi. As dit is waarna jy wil kyk, haal jou foto uit, kyk daarna, maar jy is 'n kunstenaar. Jy gaan 'n interpretasie maak hiervan. Jy gaan jou persoonlikheid hier indruk. Jy gaan die vryheid en die blyheid en die son wat skyn in die gevoel van, kyk hoe mooi was dit. Ek kon dit gewoon nie weerstaan toe ek dit sien nie, so ek het 'n foto gemaak, het was vir my so pragtig, en daarom gaan ek dit wat vir my roer, jy kan tog nie, as jy jouself daarin stop, word dit iets anders, word dit 'n ander lewendige iets. Okay? So dit was net die tegniek van die skets, wat ek net moetsie wou aangeraak het. Nou gaan ons gou praat oor hoe ons dit op die doek gaan doen. Kyk wie sit op my skoot. Hallo knibbel. Ek is vandag in die ateljee. Goed, terug by die les. Ek het 'n rukkie terug my kursuste die eerste skildery in grys laat doen. En toe het ons die 3 primêre kleure gevat, 'n geel, 'n rooi, 'n blou. Sodat jy kan leer hoe om jou kleurteorie toe te pas met 'n skildery wat primêr in een primêre kleur is. Nou ek het met die geel skildery het ons sulke suurlemoene geverf, en ek het vir hulle stap vir stap afgeneem hoe ek daai skildery gewerk het, en ek gaan met daai foto's wat ek gemaak het gou laat sien wat en hoe nou verder. Ons maak hom gou oop. Hier is dit. Dit is nogal 'n tip wat ek kan gee. Ek het 'n oue dagboek van
van my aksies, dat ek kan onthou hoe ek gewerk het. Dit is die oorspronklike foto. Hier is my voorskets. Nou daai voorskets het ek nou gevra het dat mamma maak. Ek hou daarvan om die voorskets werklik uit te bou. Dit is nie net die hooflyne nie, dit is die volledige skets. Want jy het nodig om eintlik nie net die groot lyne van jou verhaal te sien nie. Jy moet hierdie skaduwees is belangrik. Die plooi van hierdie lap is belangrik. Die vraag van wat is daar en daar? Waar is die donkerste donkers? En waar is die ligste lig? Die hele verhaal aan daai plaatjie moet jy deurskets. Ek het dit met hierdie soort potlood gedoen en ek het hom uitgewerk, volledig, want ek moet hom nou net op 'n doek teken en dan wil ek nie op 'n doek begin uitvee en sukkel om te weet waar lê wat nie. As jy so 'n ordentlike voorskets gemaak het, is dit asof jou brein daai wiskunde klaar gedoen het. Maar goed, ma's klaar met hierdie stap. Volgende stap is om jou skets op jou doek te doen. Kyk hoe volledig het ek hierdie skets op my doek gedoen. Dis regtig die doek. Eers het ek my doek met acrylic binder geseël. Ek sal nou net, as ons klaar is hier, gaan ek deur die materiale gaan. En toe het ek met houtskool. Let wel, houtskool asseblief nie potlood nie. Potlood kom terug deur olieverf. Ja, kniffie is ongemaklik. Houtskool moet jy gebruik. Wat ook handig is van die houtskool, is as ek nou hier verkeerd geteken het, vat ek sommer 'n nat lappie en ek, of 'n wathuitjie of wat ook al, en ek vee daai lyn uit. Maar, kyk, ek het my groot vorme geteken, ek het my skadu's geteken, en ek het spesiaal, dit het ek op my voorskets ook gedoen, die skadu wat van die boom afval, anders hanteer is die skadu's van my sitroene, van my suurlemoene, want ek wil graag kop hou as ek skilder. Goed, nou het jy jou moeite gedoen om jou skets weer te doen op jou skilderdoek. Dan vat jy swart akrielverf, gewone akrieliek, en jy verf lekker dik, sappige lyne om jou groot hoofelemente van jou skildery. En dan meng ek die akriel met 'n bietjie wit. Jy kan die swart natuurlik verdun, maar wat ek dan vind is, dan is dit so swak verfie dat jy dit sommer afvryf. So maak dan vir jou 'n grys, en dan verf jy al jou skaduweelyne met grys in. Sien jy wat nou gaan gebeur, as jy gaan begin skilder, dan weet jy, dis 'n lapse plooi daai, en daai is 'n skaduwee se lyn. Dis nie 'n warboel aan lyne, dat jy later nie weet, as jy Arthur of Mather, waar moet jy los en waar moet jy vat nie. So jy help jouself om kop te hou met jou skildery. Let ook op, ek het nie alle details ingeskilder met akriel nie. Hier is nie die patroontjies op die bord, of die poepolletjies van die suurlemoene, of dis die lyne, dit is my komposisie, maar met genoeg detail, dat ek nie verward raak nie. Dan, as daai aksie klaar is, gaan jy jou agtergrond verf, daar's 'n spesiale woord daarvoor, ek kan nie nou op dit kom nie. Hierdie kleur is 'n mengsel tussen alizarin crimson en yellow ochre. En daarvan maak jy 'n soppie aan, 'n klein dun wash, en dan verf jy bo oor daai akriel, natuurlik moet die akriel eers droog wees, en hy hoef nie, sien, hy is blotchy. Dis regtig nie 'n meesterwerk, jy is 'n dun laag, jy sien nog die wit van jou skildery deur. Maar sal sien, hier dit lyk grys, hè? Want ek het hierdie swart verdun om my grys te kry, en dis hoe ek weet, jy wil dit nie weer so doen nie. Want toe was ek sommer die swart akrieliese bietjie rond, het was nie te vrolik van my nie. Goed, nou as dit droog is, hierdie geel, dan gaan ons begin verf. Hier is my stap 1. Alle hoofelemente het jy ingeblok met 'n kleur. Soos ek deur my wimpers kyk na daai suurlemoen, dan kyk ek, wat is die kleur wat ek oorwegend sien, en daai kleur het ek daar geverf. En
wees nou nie dom en verf hom toe nie. Jy het al die moeite gedoen om hierdie lyne te trek vir waar jou skadu's gaan. Kies nie net enige ou kleur om op die skadu te doen nie. Meng die regte kleur, die kleur wat jy sien as jy na daai skadu weer kyk. Meng hom en blok hom in. Jy kan sien is nog nie genuanceerd nie, maar daar is al die skadu byvoorbeeld is 'n ander kleur as daai hoor, want dit is 'n ander lap, sy kleur lyk anders as daai. So ek het die regte kleure skadu's gemeng en hulle ingeverf, 'n blok. En hier is 'n tip wat ek ook aan my ander kursuste gee. Ek hou 2 palette. As ek werk met skadukleure, is daar skadukleure op my palet. As ek werk met lig, is daar alleen maar lig op my palet, sodat jy nie deur mekaar raak nie. As jy 'n ligte kleur wil skilder, is dit alleen maar 2 primêre kleure bymekaar. Is of rooi en geel, of rooi en blou, of geel en blou, maar is nie rooi, geel en blou nie. Die moment wat jy al 3 primêre kleure in 'n kleurtjie gemeng het, is dit 'n skaduweekleur. En so lyk hy einde van die dag, na nog 'n hele paar ure se byskilder en highlights en by totdat ek tevrede is met my skildery. Ek dink wat nou nodig is om tot by hierdie stap te kom, tot by fase 1, alle kleure ingeblok. Of as dit gemakliker is om eers weer vir my 'n foto te stuur, as jy hier kom of hier, by all means, dan gaan ons daarvan af verder, kan ons in groter detail ingaan oor hoe jy by die kleure kom wat jy nodig het. Ok, so, dis weer 'n hele boel werk, maar ek sê jou na hierdie skets en hierdie skets en hierdie skets en hierdie skets, weet jy wat jy sien en kan jy omskilder. Dit doen regtig heel veel vir jou verstand, vir jou brein, vir jou bymekaar hou van waar jy is. En daai foto van mamma is blare en blomme. Dis regtig belangrik dat jy jouself 'n routemap, hoor praat ek. Dat jy kop hou waar jy is. As jy besig is met die blaar, maak hom klaar dat jy weet waar jy is en aan die blaar is die blaar. Of verf jy daai blaar tot jy met hom klaar is en dan gaan jy na die volgende of weet as jy skets maak dat jy nie verward raak nie. Ek het ook al met 'n stif of 'n ding op daai foto waarvan af jy teken, as ek weet ek het die blaar klaar geteken, dan maak ek 'n merkie op om dit ek kan onthou. Been there, done that. Hoe meer blare, hoe meer verwarring. So hou net so 'n bietjie jouself bymekaar. En ek dink dit is genoeg. O ja, ek het nog gesê ek gaan sê van wat se materiale. Kom ek laat dit sien. Hier is kriff. Kyk, hy grom vir my as ek hom plaat terwyl hy lê op my skoot. Dit is acrylic binder. Dit verf jy 'n bietjie verdun oor jou doek. Die doeke is geprime. Alle doeke wat jy koop in die kunswinkels is geprime. So dis nie noodsaaklik nie. Ek hou daarvan om dit te doen, want dan word my doek gladder om te verf. Dan is daar minder grein in en ek hou meer daarvan. Hier is 'n voorbeeld van die kleur wat jy moet meng as jy jou agtergrond wil skilder. Dit is Permanent Alizarin Crimson en Yellow Ochre gemeng. Natuurlik moet jy versigtig wees met jou rooi, want dit is seker die sterkste rooi wat jy op jou palet het. So 'n noetsie daarvan saam met jou Yellow Ochre, dat hy nie te oranje word nie. Dit moenie oranje kleur wees, dit moet 'n warm geel wees. En dan gebruik ek 'n fast drying medium. Ek hou van hierdie ene want hy voel baie soos liquin, die ou tradisionele liquin. Mamma gaan ook nou verf met wateroplosbare olieverf. Ek het hier 'n skala aan merke, wat is dit in Afrikaans? Brands uitgeprobeer om vir my kursuste van hulp te wees om te sien watter is watter. Hierdie is die soort waarvan ek die meeste hou. Ek hou niks van hierdie nie. Dit kos duurder hier by ons en ek vind dit vreeslik irriterend. Hier kan jy nog sien wat se kleur, maar as daar hele spul van hulle lê op jou, jy weet later nie wat se kleur is jy besig om na te kyk nie. So ek wil nie lees
waar 'n wit of so nie, ek wil sien wat ek doen. En die Daniel Smith is ja, fantastiese verf, redelik duur, maar hy's nie beter. Of stel dit so, as jy nou 'n student sien leer verf, is hierdie perfek. Wat het nou gebeur? Oh, sorry, iets het dood gegaan. Maar goed, ons is terug op die lyn. So, dit is wateroplosbare olieverf. Daarmee saam gaan jy water gebruik en hierdie. En dan gaan jy 'n lekker skildery maak. Ek hoop dis 'n plesierige opdrag. Ek hoop dit is lekker, want dit is vir my toonkrul lekker om te skilder. Geniet daarvan. En onthou, daar's nog honderde skilderye om te maak. As dit hierdie keer nie perfek uitdraai nie, as jy sukkel met daai skets of iets is nou net krom of skeef, geniet gewoon daarvan en leer alles wat jy kan uit hierdie skildery uit en uit hierdie voorbereiding uit, want volgende keer gaan jy dit weer doen en as jy daai stukkie wyser. Ek hoop dit is lekker. Dankie vir die geleentheid om dit vir mamma te mag leer en vir wie ook al mee luister. En sterkte daar. Doeg!